welkom terug by die groot ontbyt. Mens, dit gaan koud wees. Anyway, maar ek moet ophou klaar. Ons gesels met 'n paar chommies. Ja, hulle was al hier, Henry en Schwabi was al hier en Tino was al hier. Ons gesels met al 3 van hulle. En vandag spesifiek oor ietsie wat hulle saam doen. Goeiemôre span. Môre julle. Lekker om julle te kuier vanmôre. Hallo Tino, lekker om jou oor die interweb te gesels. Ons praat oor 'n nuwe liedjie getiteld Boktrui. Yes. Hoekom die titel? Kom ons praat eers daaroor en hoekom 'n Boktrui liedjie? Ag, dis nou seker tyd, julle weet ons het hierdie naweek skoppie rugby weer af. Ons is almal baie opgewonde. So ons het maar strategies gespeel met die liedjie. Maar dit is iets wat ons al lank opgebroei het om 'n bokliedjie te skryf. Almal moet 'n bokliedjie skryf. En ja, ek dink die naam Boktrui pas baie mooi by die tema as jy nou sal luister na die liedjie. So, vertel ons 'n bietjie van die liedjie. Waaroor gaan die liedjie? So ek dink die groot tema wat uitstaan is maar 'n jong laaitie wat sy eerste boktrui kry en hy speel in die tuin met hierdie groot droom om eendag voor al hierdie mense te speel. En ja, ek dink dit gaan maar oor hoe ons almal 'n springbok wil wees, maar op die ouend is ons, al speel ons nie vir die springbokke nie, maar ons is almal 'n bok. Dis 'n tema ons gaan nou 'n bietjie verder oor dit gesels. Ons kan baie lank daaroor praat. Tino, eers begin jou gesels. Sê vir my, hoe het dit nou gekom dat jy saam met die 2 kalante musiek maak? Ek weet nie, een of ander tyd moes dit maar gebeur het en ek sê dit sal so vroeg in my loopbaan wees nie. En ja, ek en Schwabi kom al van skool af al saam en ek moet altyd hierdie storieetjie vertel, maar hy's een van die ouens wat my geleer het gitaar speel, hy en Johan Balt van die Pisanskille. En man, het was stout geweest. Ek was 'n prefek geweest, maar ja, ek het een of ander tyd sou dit gebeur het en ek en Henry kom ook al lekker saam aan van Stellenbosch daar. So ja, dis my groot voorreg dat hulle vir my gevra het om saam met hulle te collab op hierdie liedjie. Dit is inderdaad 'n lekker collab ook. Ek wil net vir julle gevra, kan ek nou die gewaagde vraag vra om te vra wie is julle gunsteling bok? Maar ons is nou hier en ons praat oor daai bok wat jy wil wees. Nou wil jy weet wie is julle gunsteling bokspeler? Sure, dis 'n moeilike een. Ja, Enige vleuel met 'n skrampet. Enige vleuel met 'n skrampet. Okay, nee, goed. Sjoe, ek weet nie, dink julle huidig of nou? Nee, maak nie saakie. All time. Skiet met 'n titel. Ek dink Osterrand sal altyd vir my maar. Ooh. Tino, en jy? Ja, dit is regtig, dis 'n eksamen tipe vraag daai. Ek moet nog my vraag face want ek het nog 'n eksamen wat opkom, maar ek gaan gaan met Jesselyn Colby. Hy is maar hy is maar net die ou. Dis 'n huisdry. Hoorie so, Schwabi het nou gepraat oor die liedjie gaan eintlik maar oor 'n laaitie wat in die tuin met 'n rugbytrui aan speel en Joel, hy sien homself eendag hy springbok word, maar is nie net vir homself, dit is ook vir sy pa. Ja. En hoe hy hom sien. Dis 'n mooi tema in die liedjie. Ja. Nee, dit is so. Ek dink dit raak baie mense se harte. Ek dink dit is 'n baie relatable tema as ek dit so kan sê. En veral persoonlik vir my, ek was daai laaitie wat met sy springbok trui elke middag gespeel het. So ek dink toe my pa die eerste keer die liedjie hoor, toe was dit vir hom nogal baie nice om te hoor dat ons iets oor dit ook kon skryf. Ek dink dis vir hom 'n baie oulike memory van ek toe ek jonger was. En dit gaan oor meer as net dit. Dit gaan ook oor amper daai selfverwesenliking, van om raak gesien te word deur die mense wat vir jou omgee en om jou drome te bereik. Ja, definitief. En dit is ook mooi want dit is ook praat ek baie van 'n verhouding tussen 'n pa en sy seun. Ja. En as julle nou moet terugdink, wat is van die grootste lesse wat julle by julle pa's geleer het? Henry? Ja, sommer net as ek terugdink, ek onthou hoe ek my pa, my oupa, my ooms sit en rugby kyk. Ek verstaan nog nie heeltemal die game nie, maar ons sit en ek sien die bond tussen hulle. Ja. En ek het geleer dis belangrik om saam met jou familie saam te trek en te deel wat belangrik is vir julle. Sjoe. Tino, wat sal jy sê is die grootste les wat jy by jou pa geleer het? Kyk, my pa het die rugby gespeel hier, daar in Zimbabwe. Maar wat hy vir geleer het op die veld, gaan hard in die rakken en van die veld af begin by die begin. Met enigiets in die lewe, as jy iets wil aanvat en jy het 'n doelwit, jy weet presies waar jy is en waar jy wil wees, begin by die begin. Dis baie mooi, nee. Begin by die begin, die dinge wat saak maak. Nou vertel vir ons bietjie van die liedjie. Kyk, hy kom nou nie eintlik al vandag uit nie. Môre. Die liedjie kom eers môre uit, as ek nie mis het. Ja. Nou, maar daar is 'n musiekvideo. Daar is. Daar is. En julle Vertel gaan oor die nou musiekvideo. Jessie, ja, ek dink dit het ons
gebruik om die tema nog verder uit te beeld van die laities wat saam rugby speel en so aan. Maar dit was regtig lekker. Ons daar in George het ons mekaar gekry, het ons bietjie 'n lekker amper half hierdie show atmosfeer geskep op die rugbyveld waar ons die song perform en dit word nou afgeneem. So dit was regtig 'n lekker dag. Ja. Ons het ook in samewerking met paar chokkertjies om in ons musiekvideo te speel, bietjie die storie te vertel. So julle gaan sien daar's 'n paar aksie oomblikke waar die ouetjies rondhardloop in die balpaas. Maar ja, ons is baie dankbaar om sulke cool musiekvideo te kon maak. Saam met Daniel wie die videograaf was en die editor. En ja, in samewerking met Vonk en Oudtshoorn Park en almal wat deel van dit was. Julle het bestaan toe hier was gesê julle gaan dalk julle eie solo loopbaan 'n bietjie fokus en dis meer. Is dit op die back burner, gaan dit nog gebeur of is julle Ja, so hierdie is eintlik nou die amptelike laaste liedjie. Ag nee. Ag nee. Ja, so ons gaan bietjie fokus op ons eie dinge vir nou, maar ja, ek dink hierdie liedjie is belangrik vir ons almal want dit gaan vir ons geleentheid gee om saam musiek te maak in die toekoms want ons hoop hierdie liedjie stiek by die mense. Tino, vertel ons bietjie, jy het nou net iets gesê van eksamen. Ek het sommer koue rillings gekry. Wat skryf jy nou binnekort? Dieregesondheid. Dieregesondheid. Ek studeer nog landbou daar in Elsenburg/Stellenbosch. So ja, dit is die laaste enetjie peer dan sit die ouetjie. Ek wens ek kon daar in lewende lywe saam met julle wees, maar vergewe my net vir hierdie enetjie laat ek net klaar maak, dan kan ons lekker kuier. Tino, die vraag is jy goed voorberei, het jy hard geswat? Ek is goed voorberei. Ek is so dankbaar vir hierdie onderhoud julle want ek voel 'n mens kry ietsie soos te veel leer. So hier is nou 'n studiebreek. Te veel. Hoe het ons gepraat van skool, universiteit, dis meer leer nie. Hoe nou, was hy jou prefek geweest? Ja, so hy's 'n jaar ouer en toe ek in graad 10 was, toe hy graad 11 toe hy my koshuis prefek geweest. Koshuis prefek. Ja, so hy het in die kamer langs my geslaap en dan as ons nou weet nou nie volgens Tino stout was. Is dit wat ek wil weet? Moes ek hom nou of as ek nou studietyd nie my kant gebring het nie, dan moes ek hom nou 'n paar dinge op die gitaar geleer het. Dis nou presies. Tino, was hy stout geweest? Nee, nie regtig. Ek gaan eerlik wees. Sorry, dis softie, hy is baie oulik. Hoor julle drie manne, baie dankie vir julle tyd vanoggend. Dit was so lekker om julle twee weer op die geel bank te hê. Tino, dat jy aanlyn is, maar volgende keer gaan ons net met jou praat as jy hier is op die geel bank. Sterkte vir jou eksamen natuurlik. Alles van die beste vir dit wat voorlê. Duisende dankies Jennifer, dankie Pierre, Shabby, Andrew. Manne, ons gaan groot gaan met die enetjie. Nou ja, manne, baie dankie Andrew, dankie vir jou moeite en Shabby vir jou. Nou ook ons gaan nou 'n bietjie na die video kyk juis. Die liedjie kom eers môre uit. So mense moet hom nie nou stream nie. Ja, nee, hulle moenie nou gaan soek vir hom nie vanaand 12:00. Môre is hy daar. Bob Trey. Hier kom hy.